wag vir sy terugkoms, sy weerkoms. En hy gaan weer kom. Hy beloof het, en daarom glo ons dit met weer weerkom. Karen en Laura vier vandag hulle herdenking. Baie geluk weer. Altyd 'n wonderlike prestasie. Dis genade. En weet jy wie? Er is tyd om mekaar nie dood te Mekaar nie dood te maak. Maar julle is nog hier, so julle leef tot dusver. Ja. Kom ons bid net weer saam. Here Jesus, dis dankbaar vir die wonderlike wete dat U die kruis en die dood oorwin. U het sonde oorwin. Sonde het nie meer 'n angel nie. En daarom is dood ook nie meer vir ons vreesagtig nie. Dit is lewe. U spreek lewe. U vir ons lewe kom bring. En daarom wil ons daardie lewe kom vier vanmôre op grond van dit wat U vir ons kom doen. Kom word verheerlik vanmôre en ons sê vir U dankie. Amen. Ons kyk vanoggend na die oorsprong van nagmaal. Ons gaan nagmaal geniet. En dit wat daar agter is, ek meen ons het al soveel keer gekyk daarna en daar's soveel lesse te leer uit die nagmaal uit. Maar die dieper betekenis van die nagmaal is op grond van die bloed van Christus. En ons het dit gesing ook vanmôre. Dat ons is dankbaar dat Jesus sy lewe afgelê het en dit het bloed gekos. En daarom soos in Lukas 22, soos elke keer maar die nagmaal wanneer ons dit lees. Ek lees dit vir jou, toe die uur kom het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom en het gesê, ek het baie sterk daarna verlang hierdie pas gemeet, julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Hy wag vir ons om dit saam met hom daar aan die bruilofstafel te geniet, nee. Daarom neem hy die brood en daar 'n gedank uitbreek en gegee en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. So elke keer as ons dit doen, dan dink ons aan hom. Vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Hoekom bloed? Is die vraag. Hebreërs 9, vanaf vers 11, maar Christus wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hoor jy wat hy sê? Eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring, dit het nooit nodig om herhaal te word. Eenmaal gebeur en dit is genoeg. Van die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigers besprinkel en heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament of 'n nuwe verbond. Sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van 'n testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed gewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet van Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol dis opgeneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. Dis Ou Testament. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens met so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis
nie. Dis God se woord. Kom ons begin 'n bietjie by die agtergrond oor bloed. Waar kom hierdie gedagte vandaan? Ons weet in Genesis 4, toe Kain en Abel nou in hulle landerye besig was en Kain sien dat sy broer is so welvarend en hy's teleurgesteld en hy's ongelukkig en God sien dit raak en hy sê vir hom, sonder lê en loer voor jou deur, maar jy moet daaroor heers. Maar jy het daaroor geheers en as die broer gaan vermoor. Nou sê dit vir ons in Genesis 4 vers 9, toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, dis my broer se wagter. Sien jy leer? Klaar in al die sondeval. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Kan jy insien hoe ontsettend kragtig die bloed is? Die bloed van jou broer roep na God, die skepper, vanuit die aarde uit. Daarom sal jy vervloek wees ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Nou God het ook bepaal dat die vleis van diere geëet mag word, maar nie die bloed nie. En dis waarom die Jode die kosher het en die moslems het halal, want hulle eet nie die bloed nie. En Genesis 9 sê vir ons, en God het Noag en sy seuns geseën en hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Wat so vegetariërs? Net so die groen plante. Ons kan die groente ook hê. Geef alles aan julle, net die vleis met sy siel, met sy bloed mag julle nie eet nie. Maar julle eie bloed betref, dit sal ek eis, sê die Here. Van al die diere sal ek eis, ook die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Dit is sekerlik waar die doodstraf dan nou inkom. So hierdie stukkie geskiedenis beeld vir ons die treffende krag van bloed uit. Exodus 12, waar die verlossing van die bloed vir ons 'n betekenisvolle prentjie skets. Want ek sal in die nag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes van Egiptenare tref, van mense sowel as diere, en ek sal strafgerig doen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit en julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Gaan ons oor na vers 22 toe. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed, dis die bloed van 'n jaar oud lam, wat in die skottel is, en stryk dit bo in die druppel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die huis, deur van die huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien, aan die bodruppel en aan die twee deurposte, sal die Here by julle verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Nou die belangrikste van hierdie stukkie geskiedenis, Exodus 24 vanaf vers 6. En Moses het die helfte van die bloed van die dieroffer nou geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi en hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hy het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Nou Hebreërs 9:22 is die versie wat ek op wil fokus is, byna alles word met bloed gereinig volgens die wet en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Ek het dit op 'n jaar gelede baie interessante ding beleef.
'n werktuigkundige, sy hande is ons maar altyd vol grease en jy kry hom nooit skoon nie. En hy het gesukkel om sy hande skoon te kry, want die skoonmaakmateriaal wat hy moes gebruik, het nie met sy vel geakkommodeer nie. Hy het dit uitgeslaan en so sy hande was maar altyd vol grease gewees. En hy kry toe 'n opdrag om by 'n slagpaal te gaan werk, om daar een of ander masjien te gaan regmaak. En in die proses van die masjien regmaak, het hy toe nou met bloed besmet geraak in sy hande. En toe hy sy hande gaan was met water, toe kom dit silwer skoon. Dat die bloed van daardie diere het die grease van sy hande skoon gemaak. Dat sy hande skoon uitgekom het. En ek het nog nie eksperimenteer nie, maar ek wil glo dit is so. Dat die krag van bloed se reiniging is fenomenaal. So mense vandag hou nie van bloed nie. Wanneer 'n kind val, onmiddellik word daai plek toegeplak. Of toegewerk word. Maar hulle wil nie bloed sien. So bloed is vir ons gory. Bloed is vir ons nie 'n lekker ding nie. En nou kom ons hierso in 'n godsdienstige sirkels en nou word bloed bespreek. En wat interessant is, in baie Europese lande mag jy die evangelie verkondig, maar jy mag nie oor die bloed praat nie. Jy mag nie oor die kruisdood van Jesus praat nie, want dis wreed. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil daai gedeelte mag jy nie oor praat nie. Hulle wil oor die bloed hoor nie. En tog wanneer God met ons praat oor vergifnis, gebruik hy die pynlikste en die rauwste beeld, bloed, om vergifnis vir ons te verduidelik. Hoe dit werk. So waarom het God bloed gekies vir vergifnis? En die antwoord lê in die betekenis van bloed, die diepe, ware betekenis van bloed. Bloed wys vir ons die waarde van lewe. Bloed wys na die waarde van lewe. Wanneer 'n persoon sterf op 'n ongelukstoneel, is dit meeste van die gevalle omdat hulle uitgebloei het. Dit is lewe. Levitikus 11, 17:11. Want die siel van die vlees is in die bloed. Die siel van die vlees is in die bloed. Vers 14 van Levitikus 17. Want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. En daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, jy mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is in sy bloed. Elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word. Ek weet nie wat maak die Duitsers met hulle bloedkors nie. Levitikus 17:11 wat ons sê, die siel van die vlees is in die bloed. Lewe is in die bloed. Dit is waarom lewe kosbaar is en bloed is kosbaar. Bloed is 'n draer van lewe. Wanneer bloed vloei, gaan lewe uit. Bloed is nie 'n biologiese vloeistof nie. Bloed is lewe. Dit simboliseer lewe self. God leer vir ons dat vergifnis kos 'n lewe. Vergifnis kos 'n lewe. Dis waarom 'n dier moes gesterf het, Ou Testament, om lewe teweeg te bring. Sonde bring altyd dood. Die loon van die sonde is dood, sê die skrif vir ons. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus. Wat het hy gedoen? Bloed het betaal vir vergifnis. Bloed het betaal. Jesus het met bloed betaal vir jou en my vergifnis. Dis nie meer nodig vir 'n dier nie. Christus het self gekom om vergifnis vir ons te bring. Ware vergifnis vra 'n prys. Vergifnis vra 'n prys. So wanneer ek doodgemaak het, ek besef ek is 'n sondaar, het ek vergifnis nodig. As jy in 'n winkel gaan, meeste van hulle daar iewers 'n bordjie op. Jou breek jou by. Wanneer jy gebreek het, gaan jy betaal daarvoor. Dit gaan nie sommer net op die tafel ingevee word nie. Iemand gaan betaal vir hierdie ding. En so moet jy met my sondige lewe, iemand gaan betaal vir daai lewe. En God sê, ek sal betaal daarvoor. Hy sê, ek sal betaal vir jou sonde. Ek sal betaal vir jou oortredinge. En dis waarom Christus gekom het. En hy het betaal met sy lewe, sodat ek en jy vry kan uitstap. Iemand moet die prys betaal en God kies om self daai prys te betaal. Bloed wys vir ons die erns van sonde. Dit wys vir ons hoe ernstig sonde regtig is. Dis waarom Romeine 6:23, die loon van sonde is die dood. Gees
geestelike dood. Daar's nie kontak met God. Sonder is nie 'n klein foutjies nie. God sien nie klein foutjies raak nie, hy sien sonde raak. Hy sien rebellie raak. Hy sien die verwerping van sy heerskappy raak. Hy sien die vernietigende werk wat ons as mense doen teenoor mekaar. Ons sien hoe dat mense onder mekaar moord. Suid-Afrika se moordsyfer is nou al die 80 per dag. Ek weet nie, statistiek is dit skrikwekkend. Hoeveel mense word in ons land alreeds per dag vermoor, op watter manier ook. En God sê, ek kan dit nie oorsien nie. Ek kan dit nie oorsien nie. En daarom is die prys vergifnis so geweldig. So bloedoffers, Ou Testament met die diere, was vir ons 'n visuele preek gewees. Sê, dis wat gebeur. Jy het gesondig. Jy moet 'n dier gaan offer vir jou sonde. 'n Dier moet betaal vir jou sonde. En eenmaal 'n jaar het die hoëpriester in die allerheiligste gegaan met bloed gespring vir al die sondes wat die volk in onkunde gepleeg. En daarom het Jesus vir ons in die allerheiligste ingegaan om vir eens en vir altyd 'n offer te bring vir ons sonde. Of dit in onwetendheid gepleeg is, of dit doelbewus gepleeg is. Sonde kos 'n lewe. Vir my sonde moet betaal word. Ek het 'n verlosser nodig, ek het 'n redder nodig. En Jesus het dit klaar gedoen. Daar's niks wat ek en jy kan doen om God se guns te wen nie, behalwe om Christus se verlossing wat hy vir jou en my bewerk het aan te neem. Almal wat hom aangeneem het, dan het hy die mag gegee, die autoriteit gegee om kinders van God genoem te word. So God bewys vir ons daardie dat die bloed vir ons bewys hoe ongelooflik groot sy genade is. Ek hoef nie my lewe te betaal nie. 'n dier moes, en nou het Christus betaal vir my sonde. Dis niks wat ek hoef te doen verder nie, behalwe dit glo. Glo dit, neem dit net aan. God het voorsien. Net soos in Abraham, toe hy vir Isak moes gaan offer as 'n stap van gehoorsaam. En Isak vra, maar waar is die offerlam? Hier is die hout, hier is die vuur. God sal voorsien. Kan jy jouself indink daai oomblik toe Isak daar op die hout geplaas word, sy pa maak hom vas, lig die mes, en God sê vir hom, Papa, nou weet ek dat jy my eerste staan. Nou weet ek dat jy my lief het. En hier agter was 'n ram aan die takke vasgevang, en dit moes geoffer word. Selfs Abraham se gehoorsaamheid het 'n prys gekos. En so het Christus ook sy liggaam gegee, gewillig as 'n prys om God se genade vir jou te demonstreer, en vir my te demonstreer. Bewys vir ons hoe diep God se genade regtig is. 'n lam moes geslag word. En hier kom Johannes die Doper, reg in die begin, nuwe verbond era. En hy wys, daar is die lam van God, toe hy na Jesus gewys het, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die lam wat geslag gaan word. Daar is die lam wat vir eens en vir altyd geslag gaan word en nooit weer nodig daarna nie. Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. God vra nie bloed omdat hy wreed is. Maar dit moet betaal word. Die prys moet betaal word. Hy vra bloed omdat hy besig is om te wys dat hy regverdig is, dat hy genadig is, en dat hy self bereid is om daai prys te doen. Hy self. God vra nie bloed vir wreed is nie, hy's geregverdig, hy's genadig. Die Ou Testament lammers kon dit net simboliseer. Die kalwers en die bokke en die wat geoffer was, het net gesimboliseer. Dit was 'n skaduwee gewees vir die Nuwe Testament verbond wat God omsluit met ons. Hulle was die skaduwee
nie die werklike betaling nie, was net 'n skade nie gewees. Hulle bedek net die sonde tydelik. Hulle kon dit nie wegneem nie. Hulle kon nie sonde wegneem nie. Maar as jy Hebreërs 10:4 vir ons, met die bloed van stierenbokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Bloed van stierenbok kan nie sondes wegneem nie. So Jesus bring vir ons 'n volhardende, ware, vaste, betekenisvolle verlossing. Deur sy bloed beteken volkome verlossing. Sy bloed beteken nie net 'n plaasvervanger nie. Dit is dit. That's it. Nooit weer nodig nie. Die Seun van God self gee sy lewe. 'n volmaakte, vrywillige offer. Dink maar nou in 'n gebou wat brand. En jy weet jou kinders is daar binne. En jy storm in om jou kind te gaan red uit hierdie brandende gebou. En in die proses brand jy dood. Jou kind se gered. Dis wat Jesus kom doen. Hy het sy lewe gegee sodat ek en jy kan lewe. Hy het die gebrande gebou ingehardloop om jou en my te red, sodat ons kan lewe. Hy het sy lewe gegee. En so is die kruis. Hoekom die bloed? Hoe groot is God se liefde? Dat hy sy lewe gegee deur sy seun. Dis hoe groot dit is. Dis hoe groot sy genade is vir ons. Hebreërs 9:11, maar Christus opgetree as 'n hoëpriester sê vir ons, hy sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing te weervoer. 'n Ewige verlossing. Nooit weer hoef dit herhaal te word. Efesiërs 1:7. In hom, in Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Weer, spreek van God se genade wat so groot is. Kolossense 1:19 en 20. Want dit die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur homself, alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Vrede gemaak is in ons, versoening gebring is in ons, deur die bloed van Christus se kruis. So Jesus se bloed, doen wat geen offer ooit kon gedoen het in die verlede. Dit bring nie het bedekking nie, dit bring volledige, volkome reiniging en vergifnis. Dit kom ons terug van 'n duister lewe na sy wonderbare lig. Dit verlos ons. Dit maak vrede tussen ons en God. Sy bloed verander my status van skuldig na vergewe, van gebroke na geregverdig gemaak, van verwyder, verdwaal na kind van God aangeneem. Dit verander ons status. So ontvang ons die geregtigheid van Christus. Skoon, wit gewas, rein deur sy bloed. En daarom kan ons nie ligtelik na sonde kyk nie. Sonde bly sonde. Christus het vir sonde gesterf. Sonde is nie net foutjies nie. Sonde is nie net 'n ou wit leentjie nie. Sonde bly sonde, want dit het die seun van God se lewe gekos. Ons kan nie ligtelik na sonde kyk nie. Ons kan nie probeer wegredeneer en dit mooi keertjies aantrek nie. Dit bly sonde. As dit in God se woord opgeskryf is as sonde, is dit sonde. Jy kan nie daai blaadjie uitskeer nie. Dit bly sonde. Ons kan nie self daarvoor betaal nie. Dit is klaar betaal. Dis nie wat ek hoef te doen nie, dit is klaar gedaan. Christus het dit klaar gedoen. Dis niks wat ek kan doen nie, ek glo dit, ek neem dit aan. Almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee. Om kinders van God genoem te word. En nou leef ons in dankbaarheid daarna. Soos nou vanmôre, ons is hier om dit te vier. Ons sing daaroor. Ons sing dit met blydskap. Ons sing dit met dankbaarheid. Die verlossing wat ons het in Christus Jesus. Die bloed van Jesus maak 'n skuldige mens vry. Wat 'n lewe pas by so 'n verlossing? Mense wat sing van blydskap, opgewonde is, aanbidding, nederigheid, gehoorsaamheid,
En dis hoekom ons weekliks met mekaar kom, om daardie verlossing te vier, in blydskap en in dankbaarheid. Maar jy sien, dit bly nie daar nie. Dis 'n daaglikse proses, waar jy in dit moet lewe en bly lewe. Dis hoekom 1 Johannes 1 vir ons het so mooi sê, as ons sê dat ons 'n gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dis 'n voortdurende proses. Dis 'n daaglikse proses, dis 'n daaglikse lewe. Dit het nie eendag skielik in die verlede gebeur en nou is dit verby nie. Dis 'n daaglikse lewe daarin. Dis 'n daaglikse viering daarvan. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, ons gemeenskap met mekaar, dan reinig sy bloed ons van alle sonde. En as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan lieg ons. Dan misleid ons onsself, die waarheid is nie ons nie. As ons sonde bely, dan is die moeilikste en verbeeste mense. As ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Daar moet 'n punt van belydenis kom. Jy moet dit voor die Here bely, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my. Ek neem Christus se vergifnis aan. Dankie Jesus. Dit is 'n doelbewuste stap. Dis nie iets wat my ouers vir my een of ander tyd in die verlede gedoen het. Dit is 'n besluit van my kant af. Ek is 'n helverdiende sondaar. En ek het vergifnis nodig, ek het 'n redder nodig. Dankie Jesus, dat U dit gedoen het namens my. Dankie dat U betaal het, met U lewe, met U bloed, sodat ek vry kan wees. Dankie, dankie, dankie. Die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Nie net sommige nie. Ek weet nie van jou lewe nie, maar as jy mens terugdink, en jy maar 'n paar stoepen gedaan. En jy kan nou terugdink daaraan en jammer wees daaroor, en spyt voel daaroor, maar wie wat self dit is gedek. Die bloed van Jesus Christus. Hy vergewe nie net sommige sonde, hy vergewe van alle sonde. Ek onthou dit al nog. Maar wat hom aan betref, is dit vergewe. Skoon gewas met sy bloed. En ons vier dit elke dag as ek in die lig wandel soos wat hy in die lig is. En ons gemeenskap met mekaar. Dan is daar 'n reinigingsproses wat plaas. Dit is outomaties nie. Jy moet dit doelbewus daagliks toepas in jou lewe. Bloed verteenwoordig lewe. Bloed beteken dood. Bloed beteken betaal. Wat is betaal? Dat is vergifnis. Want God het 'n plaas gevange vir ons. En sy seun. Hy het sy eie lewe gegee. En die pad na vergifnis het God plavei met die bloed van sy seun. Vergifnis. 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 Dis 'n mooi woord as jy hom toegelaat het in jou lewe. Maar dis 'n skelwoord as jy weier om vergifnis aan te neem. En ook as jy weier om te vergeet. En Jesus leer ons dit in sy gebed. Vergewe ons ons skuld, soos wat ons skuldenaars vergewe. En in Matteus herhaal hy dit aan die einde van daai gebed. As jy nie bereid is om dit te vergewe nie, kan jy nie verwag dat God jou moet vergewe. Dis 'n lewe van vergifnis, want bloed het daarvoor betaal. Die bloed van Jesus het daarvoor betaal. En wanneer jy die kruis sien, sê jy die hart van God, as jy wil sê, my bloed vir joune, sê Jesus. Sodat jy kan lewe. My bloed vir joune. Sodat jy kan lewe. Waarlik lewe, nie net bestaan nie. Waarlik lewe. Kind van God. Lewe. Jesus het vir jou lewe kom. Deur sy. En dis
nagmaal te gebruik. Maar Jesus sê, is 'n nuwe verbond. 'n nuwe verbond. Nie die ouwe nie. Die ouwe was gereeld gedoen geworden. 'n nuwe verbond in my bloed, eenmaal en vir altyd. En ons vier dit net elke keer. En dis nie transubstansiasie nie. Daai druiwesap gaan nie doen word. En die broodjie gaan nie vlees word. Dis bloot 'n simbool. Wat ek en jy gebruik om vir ons te herinner. Dis wat Jesus vir my gedoen. Dank. En dis 'n dankbaarheid wat ons doen. Ons is nie hartseer nie. Ons is bly. Dat hy vir ons vergifnis gebruik. En ons vier dit vanmôre. Totdat ons daai dag, saam met hom, aan daai bruidstal gaan sit. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Dankie Here Jesus dat U vir ons kom betaal het. En dat ons vry kan uitstap. Vry kan lewe. Vry kan wees. Want U het betaal. Dankie daarvoor Jesus. Dankie. En wanneer ons nou vanmôre hierdie elemente gebruik, Jesus, U liggaam en U bloed word vir ons hier verteenwoordig. Is net simbole. Maar ons wil dit kom vier met dankbaarheid en met blydskap. Word verheerlik daar, Here Jesus, en ontvang ons lof en dank wanneer ons